Dit is dan 4 Februarie vanmorgen 2026. Ons is nou by lesing 82 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons is nou besig gewees met die nadertrek van die klomp fariseërs, 50 van hulle wat baie vyandig gesind was teen Yeshua, vyandig teen die volk. En nou het Yeshua deur die inwerking en die hulp van die engel en met Sirenius wat nou gedien het as 'n instrument waardeur Yeshua kon werk, het ons nou die owerste is tot bekering gekom en sy klomp kollegas het nou ook begin nader kom aan die lig. Nou, daar was alreeds 30 jong fariseërs by in die groep wat daar langs die meer van Galilea nou hierdie ding wat nou plaasvind daar. Ja, hulle het op 'n vorige geleentheid is hulle deur Yeshua nader gebring. Ek kan nie meer die details presies onthou nie, maar hulle was besig met baie lelike dinge om Yeshua gevangen te neem. En hy het hulle dan nou bekeer ook vir sy leer. Nou dit is hulle hierdie in hoofstuk 1:5, die owerste en Hebram. Die aanwesige 30 jong fariseërs met die Hebram en Risa daarby, sien dit ook en verheug hulle in besonder daaroor, omdat dit Sirenius geluk het om die 50 hardnekkiges ook om te vorm vir die goeie saak. Hebram gaan daarop na owerste staar en sê, hulle is nou albei fariseërs. Kyk, ons is hier met 30 man, net soos u, deur die tempel die land ingestuur, om heidene vir die tempel te werf. 'n moeilike taak. In ontwikkeling is die heidene, die huidige tempel Judeërs egter oral 200 jaar voor. Moet ons dan die siendes blind maak en hulle in die mag bring van die vervloekte water van die tempel? Dit kan nie gebeur nie, en iets anders kan ook nie gebeur nie. Dit sê ons verstandige harte vir ons. Daarom het ons almal Romeine geword, en ons getuienis teen die tempel sal vir baie mense baie verhelderend inwerk. Maar hier het ons nog 'n groot gewyde getuienis gekry, wat 'n stralender lig gee as 1000 sonne tegelyk. Dit is 'n ewige lig, wat reeds voor die skepping van alle wêrelde geskyn het vir alle engele, wat die lewende vlamme was, wat uit die ewige vlam in Elohim, was uit die ewige vlam in Elohim, wat liefde heet. En dit is hoe die engele geskape is, as ligte vlamme, wat voortgekom het uit God self uit. En dit is wat hy nou hier sê, is wat ons nou hier het, is dieselfde lig waaruit alle ligte ontstaan het. Onthou, hierdie ouens, die 50 is ook net in die vorige hoofstuk, die laaste deel is hulle ook Romeine gemaak, op 'n bonatuurlike wyse, het Raphael die perkamente dan ingevul vir hulle, en dit was vir hulle 'n groot skok en 'n teken dat hulle hier met iets heeltemal anders te besig is. En die hartseer is dat ons nou in hierdie tyd het ons nie daai kragtige werking nog tot ons beskikking nie. Maar ek is vol hoop dat dit sal kom, hoe meer bedenklik die toestand van Vader se kinders raak, hoe meer sal hy mense reg oor die wêreld opwek, wat dan as ligte sal skyn, soos wat hy hier sê, 'n vlam, wat dan sal uitstraal in die duisternisse. Die oorlig van alle lig, hierdie ewige liefde, het ons hier gevind, en julle het dit vir 'n groot deel ook gevind, en sal dit nog baie meer vind. Dit skenk ons egter baie vreugde, dat julle hier ook dit gevind het, wat ons gevind het. Vir julle het dit weliswaar julle uiterlike aangename bestaan gekos. Die vuur het al julle besittings verteer, en lek nog daaraan. Net soos ons besit julle nou niks meer nie.
Maar die wil van Elohim kom eerste en voor al hierdie dinge. As ons mense Elohim werklik wou nader en die opregte wens en wil in ons hart koester om in alles heeltemal deur Elohim versorg te word, moet ons eers uit groot liefde tot en in die sterkste vertroue op die Almagtige Vader die hele wêreld die rug toekeer. En hierdie is vir ons ook nou 'n les. As jy Vader behoorlik wil dien, dan moet jy jou rug keer op die wêreld. Nou wat is die wêreld? Ons is almal in die wêreld. Moet jy nou ophou werk? Moet jy op jou alie gaan sit en die gaarvisse gaan nou in jou mond inswem? Nee. Daar is sekere dinge waarvoor ons in die wêreld is, wat ons nie anders te kan as om te doen nie. Ons moet eet, ons moet versorg word, en daai basiese wêreldse behoefte mag jy dan nastreef en doen. Maar die wêreld wat hier bedoel word, is die oordrewe begeertes, geldjagtery, magsoekery, seksuele bevrediging op alle wyses wat nie toegelaat word nie. Al daai dinge, dis die wêreld wat die rug toegekeer moet word. En alles wat vir ons op die wêreld as deel van die wêreld lief en dierbaar was, tot op die laaste atoom verloor, dan eers is Jahwe Elohim en Vader bereid om ons, wat deur die wêreld verlaat en uitgestoot was, as sy kinders aan te neem, en heeltemal vir ons te sorg, sodat ons dan eers werklik vir ewig versorg sal wees. En ek kan nie anderste as om hierdie plaas weer eens as 'n voorbeeld daar te stel nie. Die oomblik toe alle wêreldse dinge uit ons stelsel uitgegaan het en ons dan nou self die bestuur en die almal wat saamwerk hier op die plaas hulle self ingestel het om hulle naaste te help en te doen wat ons vandag doen as 'n organisasie, het ons nie meer kommer oor wie sorg vir ons nie. Hy sorg vir alles. Hy sorg vir elke dingetjie wat by daai hek inkom. Solank ons net sorg vir hulle wat iets nodig het. Soos nou gister die geval was weer, dat 2 honger mense by die hek aangekom het. Hulle het nie verblyf gesoek nie. Hulle het net kos gesoek. En die kombuis het vir hulle kos gegee en hulle is verder op hulle pad. Dis wat ons moet doen. Die oomblik wanneer ons dit doen, plus alles wat ons nou elke dag aan werk, dan sorg hy vir ons, want ons sorg vir sy kinders. Dit is so eenvoudig. Eenvoudige beginsel wat jy nie vir die mense kan duidelik kry nie, mense van buite. Ek het nou weer onlangs mense gehad, jy praat teen 'n politieke gees vas, alles wil hy in die politiek doen, en hy drop net name, maar hierdie ouens gaan nou so werk, en ek gaan nou hierdie ou sien, en hierdie telecaster, ek weet nie eens wat is dit in Afrikaans nie, hierdie ouens wat so baie praat oor die volk op TikTok en op Facebook, hulle is almal leë simbole, want hulle het Yeshua nie in hulle nie. Ek sê vir die ou, weet jy wat sê Yeshua? Salig, welgeluksalig is julle, wanneer ek terugkom, en julle besig sal vind, met wat? Met Bybel lees, met kerk toe gaan, met politieke organisasies. Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy sê, wanneer ek terugkom, wil ek julle besig vind, om my kinders voedsel op tyd te gee. Niks anders nie. Nou dit is groot, want dit is geestelike voedsel en fisiese voedsel. Want jy kan nie vir 'n honger man probeer preek of evangelie gee as jy hom nie gehelp het met klere, kos of verblyf. En die mense sien nie daai vers raak nie. O ja, dit staan daar, maar dit is nie asof dit ingang vind nie. Want ek is in my kerk.
Die Vader sê nie dat jy in jou kerk moet wees en die kerk moet dan die goed doen nie, waar jy dan nou nie betrokke is nie. Die Vader sê, jy moet daarmee doen. En dan sê hy, die belofte is, as ek jou daarmee besig sal vind, dan sal ek jou oor alles aanstel. Dit beteken, jy sal aan die ander kant nie net planete kry om oor te heers nie, jy sal heel alle kry om oor te heers, waar almal na jou moet luister. Want dit is omdat jy op die aarde in die kleine was jy getrou, en nou sal hy jou in die grote getrou maak. En dan het hy ook 'n waarskuwing in daai selfde gedeelte in Matteus 25. Hy sê, maar as julle saam in die dronkaards eet en speel, dan sal ek kom op 'n dag wat julle nie weet nie. En julle loon sal 'n geween en 'n geknars wees aan die ander kant van tande. Nou wie wil daai loon hê? En dit is so eenvoudig. Geef jou medemens kos, klere, behuising, help hom waar hy in ander nood is, besoek hom in die tronk, probeer hom daar uit te kry. Dis al wat jy hoef te doen. Dit is die kerk wat Joshua op die aarde gestig het, as ek dit 'n kerk mag noem. Dis eintlik 'n innerlike toestand van die siel, wat verenig met Joshua se liefde, en word geken aan die uitoefening van liefde. Nie seremoniele, mooi kerkgebouwtjies en allerhande seremoniele goedjies wat bygewoon word en opgesê word en allerhande goed wat ons mense vandag is nie. Gister sê iemand dan vir my ook, dat hy bevind toe nou hierdie pastoor of dominee wat die nagmaal bedien, hy's 'n broederbonder. Toe staan hy op en hy loop uit die kerk uit, want hy gaan nie nagmaal by 'n broederbonder vat nie. Wat sekerlik heeltemal sy reg is. Maar hulle het geen benul van wat die nagmaal is nie. Die nagmaal is nie daai brood wat dominee op sy pad kerk toe by die koffie koop en iemand dit opsny in die konsistorie nie, en die ou botteltjie soetwyn nie. Dis nie nagmaal nie. Nagmaal is die eet van die lewende brood van Joshua wat ons vanoggend doen. En die wyn is die uitleef van die liefde teenoor Vader en die liefde vir die naaste. Dis nagmaal. Dit is die maaltyd wat Joshua vir sy apostels voorberei het met brood en wyn. Ongesuurde brood en wyn. Maar die teken is baie minder belangrik as die innerlike geestelike betekenis. Net soos wat die doop met water. Die water beteken eintlik niks, want water kan jy nie van sondes was nie. Water kan net jou lyf was. Maar as jy innerlik ingaan in die water in, met 'n bereidheid om jou sondes af te was, 'n ander pad te begin loop in Joshua en hom smeek vir sy gees. Dit is die ware doop. Ons mense kyk te vas aan die uiterlike seremoniele dinge en dit beteken nie veel sonder die innerlike waarheid nie. Dis vers 5, nee. As Elohim eenmaal vir ons gesorg het, sal ons dan goed insien hoe ontsettend sleg ons deur die wêreld versorg was. En dit kan ons elke dag hier sien. Wat baat alle skatte van die aarde die mens, wat hy nie kan saamneem wanneer hy vir ewig van hierdie aarde moet skyn nie? Sal hy dit kan saamneem? Maar Elohim se skatte, wat hy geestelik vir die siel en gees geskape het, neem ons ook met ons saam in die groot hiernamaals in. En vir ons sal dit alles in alles wees. Spys, drank, woning en kleding. En die volkome ewige lewe vol klaarheid, vol lig en vol van die hoogste voorregte.
Dis heel wat nuwe mense, so ek gaan dit weer herhaal. En ons weet die skrif sê, moenie, jy gaan niks saamvat van die wêreld as jy doodgaan nie. Nou ja, die ou in die kus, daar's nie sakke nie, daar's nie ander goed wat saamgaan nie, hy's alleen daar. Maar hy kan wel skatte saamvat. Wat se skatte is dit wat hy saam kan vat, wat vir hom iets beteken aan die ander kant? Elke goeie daad wat jy op aarde aan jou medemens gedoen het, is so 'n skat wat jy kan saamneem. Elke ander mens vir wie jy die evangelie gebring het en wie jy uit sy duisternis gelig het, waar jy die instrument was om daai persoon te bevry, dit is 'n skat wat ook saam met jou na die ander kant toe gaan. 'n Persoon wat dalk verlore was, wat sy oë in die hel sou oopgemaak het. En daardie dade wat jy gedoen het terwyl jy in die vlees was, terwyl jy hierdie liggaam gehad het wat ons nou het, al daardie goeie dade word opgeteken. In jou binneste is daar 'n rekord. En dan word hierdie boek oopgemaak aan die ander kant. En dan gaan woon jy vir ewig in jou goeie dade. Want dit vorm vir jou 'n woning, 'n huis, 'n omgewing waarin jy bly. En wanneer jy deur daai omgewing loop, sal jy sê, o, die pragtige, sê nou maar 'n rivier, waterval. Dis daai ou vir wie ek daai dag gestop het en ek het vir hom gaan klere kry en hom gehelp. Ek herken die daad. Net jy sal weet en Vader, want dis jou woning. En dit is hoe die geboue aan die ander kant gebou word. Jy kan nie goud en silwer saamvat nie. Jou posisie ook nie, jou aardse posisie nie. Want dit tel niks aan die ander kant nie. Aan die ander kant is daar net een boumateriaal. Hier op die aarde, aan hierdie kant kan ons met hout en met sink en met stene en allerhande dinge bou. Maar aan die ander kant, bou net liefde. Dis al materiaal wat jy kan kry. En jy moet dit saambring. Jy kan dit nie by iemand anders te kry nie. Jy kan wel aan die ander kant meer boumateriaal kry, meer liefde. Want aan die ander kant gaan jy ook interaksie hê met jou naaste. En jy gaan ook mense ontmoet wat minder het as jy en wat 'n bietjie smag na lig en waarheid. En dan gaan jy dit ook vir hulle gee en dan so word jou eie heerlikheid verhoog. Jy kry meer lig, jy word jonger, sodat mense wat in hulle piek daar aan die ander kant is weer eens hier om en by 30, 33 jaar oud. En hulle skyn soos die helderste engele. Maar dit alles as gevolg van die liefde. En daarom is die teenoorgestelde duisternis. En die Satan is swart, hy het nie lig nie, want hy het 'n totale gebrek aan lig, en ook al sy demoniese magte. En dit is nie lekker daar binne nie, in die duisternis, in Sheol of die doderyk nie. Dit is baie, baie onaangenaam. En daar is 'n geweldige stank aan daai plek verbonde, waar aan die plek waar die lig is, waar ons graag heen wil gaan, kan julle in die Openbaring van Petrus gaan lees, hoe wonderlik die blomme en die bome en alles daar is, en hoe wonderlik dit ruik. En partykeer is ons gelukkig, as van daardie engele ons besoek, en dan ruik ons in hierdie saal, het ek dit al geruik, nou wie se parfuum ruik so lekker, dan sien nie 'n vrou naby my nie. Karen en Pieter het dit ook al geruik, ek dink ander mense ook. En dan baie keer ruik jy so skielik so vleeslike reuk, en dan is daar nie eintlik iets by jou nie. Pas op, dis 'n demoon, dis 'n duiwel uit die hel uit. Bid vir Vader vir beskerming. So net kortliks, wat jy moet doen om in die hemel te kom. Dis nie meer 'n geheim nie, dit is nie iets waaroor jy hoef te wonder nie.
Raak besig om jou naaste te help, wees vir hom lief, doen goed aan elkene wat jy mee te doen kry, en jy is verseker. Openbaring, die laaste hoofstuk sê, ek dink vers 14, is dit Openbaring 21 of 22, ek kan nie onthou hoeveel hoofstuk hy het nie. Daar staan, salig is julle as julle my gebooie doen, bedoelend die gebooie van die liefde, sodat julle 'n reg kan hê om in te gaan in die nuwe Jerusalem in. So dis vir jou 'n reg om in te gaan as jy die gebooie van die liefde hou, in Yeshua en hom erken vir wie hy is. Gaan verder. Treur daarom nie oor alles wat julle sedert gister tot op hierdie uur verloor het nie, want die Meester het al vir julle gesorg, nog voor julle hom, soos nou, as sodanig herken het. Laat julle liefde hierdie offer met graagte vir hom bring, want hy sal julle geestelik 1000voudig vergoed, vir dit wat julle in die stoffelike verloor het. En nou kan ons sien in hierdie vers, dat Yeshua al lankal 'n doel gehad het toe hy die stad, die hele oorsaak was van dat die stad aan die brand gesteek word. Hy het eers 'n sonsverduistering laat plaasvind, maar dit was 'n natuurlike ding wat daai dag plaasgevind het, maar wat hy toe gewil het, is dat die natuurgeeste so stil geraak het in die lig, dat daar 'n skynson of 'n spieelson na die aarde toe geskyn het vir 'n hele paar uur na sonsondergang. En deur daai daad het hy die priesters dan nou gedwing om te lieg, te doen wat hulle altyd doen, geldoffers, diereoffers te vra, en hy het ook gewil dat daai ander man daar in die stad was, wat die mense ingelig het en gesê het, hierdie priesters lieg. Toe gaan steek hulle hierdie ouens se goed aan die brand, al hulle sinagoges, al hulle huise, en hulle jag hulle maak toe 'n hele klomp van hierdie priesters dood ook, maar hierdie 50 ontsnap toe, en deur Yeshua se bemiddeling kom hulle by hom uit, nou met niks nie, gestroop van alles van die wêreld, maar dit moes eers gebeur, voordat hierdie hardnekkige 50 fariseërs enigsins tot bekering sou gekom het. En dis vir ons 'n les, en dit is 'n les vir elke man wat hier inkom wat haweloos was, waar jy op die straat was, en jy nie geweet het waar gaan jy môre aan slaap nie, en jy hier gekom het en jy's gehelp. Eers moes Yeshua jou al jou goed wegvat, wat vir jou belangrik was. So sien nie hierdie plek as 'n strafkamp nie. Sien hierdie plek as, dankie Yeshua, u het alles van my verwyder, en u het nou vir my hier gebring. Presies dit wat ek nou sê het met myself gebeur. Yeshua het alles weggevat van my. Ek het die wêreld gedien. Dit is my aard. As ek Vader dien, dien ek hom met my hele wese. Toe ek die wêreld gedien het, het ek die wêreld gedien met my hele wese. Maar hy het alles weggevat. Plase, maatskappye, masjiene, alles. Net hierdie plek oorgehad. En so het ons uiteindelik begin om te doen wat in die skrif staan. So asseblief, sien jouself as dat jy hier gekom het, gestroop van alles, maak gebruik van die geleentheid en kom nader aan Yeshua. As jy hom nie ken nie, vra vir my, ek kan vir jou boeke gee, ek kan vir jou audio's gee. Ons kan met jou lank gesels. Maak 'n afspraak met Pieter en Karen as daar geestelike probleme is. Al hierdie dinge is goed wat ons hier kan van ontslaa raak. Want baie mense kom met demone en duiwels en gebondenheid van buite af hier in. Hulle weet dit nie eers nie. Maar wanneer hulle bewerk word, dan sê hulle vir jou na die tyd, ek het gevoel hoe val 'n las van my af. Ek het die lig voel instroom in my wese in. En dan weet jy dat jy 'n persoon gewen het vir die koninkryk. Soos wat Raphael en Sirenius nou hierdie 50 gewen het.
Nou kom Staar en hy sê vir hierdie manne wat nou al 'n redelike ruk al bekeer is, ek dank jou namens al my troue kollegas en broeders vir hierdie voortreffelike troos. En ek sien daar op die tafel die groot en waardevolle klomp silwer lê, wat die engel vir ons uit die lig getoor het. Dit sou al 'n klein vergoeding vir ons skade gewees het, maar ek en ons almal heg nou al baie min waarde aan hierdie skadevergoeding, want dit wat ons was, sal ons nooit weer word nie. Want ek het so by myself gedink, dat die wyse opperstadhouer met ons almal 'n goeie ander reëling sal tref, maar daar sal seker in soverre vir ons gesorg word, dat ons nie sal verhonger nie, en die liggaam desnoods kan klee, want al die ander vind ons nou nie meer belangrik nie. Ook hierdie 200 pond sware silwer sal ons hier vir die gasheer Markus agterlaat, ten dele as verskuldigde betaling vir die spys en die drank wat hy ons gegee het, en verder nog sal gee. Slegs een ding sal ons hier te wete wou kom, en dit is, as hy reeds in die wêreld is, of as hierdie langbeloofde Messias hom dalk ergens in die omgewing van hierdie plek ophou, sal ons hom graag te siene wou kry, en miskien selfs 'n woord van hom wou hoor. Dit sal vir ons 'n groot stap vooruit beteken. Onder ons gesê, ons het nou 'n vermoede in die rigting van iemand, van wie ons al baie ongelooflike dinge gehoor het, dat ons nou egter nie meer so ongelowig voorkom, nadat ons die dade van die engel gesien het nie. Wel, hierdie mens, eintlik Elohim self in menslike gewaad, blyk vir ons die Nasarener, genaamd Yeshua te wees, waaroor daar op een sulke wonderbaarlike gerugte van plek tot plek onder die volk versprei het. Dit is al lank dat ons in 'n groot verleentheid geraak het, as die mense vir ons vir 'n uitleg vra van wat alles wat hulle met hulle eie oë gesien het en met eie ore gehoor het. Die opperstadhouer het myself daaroor 'n baie netelige vraag gestel, wat gemaak het dat ek by die beantwoording daarvan dit erg benoud gehad het. En daarom vermoed ek nou niks meer of minder as dat die wonderbare Yeshua uit Nazareth onmiskenbaar die Messias is, soos aan ons aangedui is deur die engel, wat nou op aarde moet wees. Hierdie Messias is miskien selfs een van die vele aanwesiges hier, wat homself om baie wyse redes nie vroeër aan ons wil bekend maak nie, alvorens ons nie meer waardig sal wees nie, as wat helaas tot op hede die geval was. En dit is presies so, Yeshua het gesê, maak my nie bekend nie, want hulle was nie waardig om hom te sien nie, of met hom te kommunikeer nie. En hy stuur eers vir Sirenius met 'n engel, om hierdie ouens, soos ons sê, mak te maak. Dat hulle erken dat daar, onthou hierdie ouens is totale ateïste. Hulle het die tempel geleer, maar self niks geglo van wat hulle leer nie. Nou moes hulle leer dat daar 'n bonatuurlike wêreld bestaan, dat daar 'n engel van die hemel nou by hulle is, en vir hulle al hierdie goed kan doen. En nou het hulle gesindheid verander, en nou wil hulle vir Yeshua sien. Nou lees ons verder. Hy sê, daarom is ek van mening, en dit sê ek baie openlik aan julle almal, as die dinge so staan, keer ons die tempel en sy waardelose heiligdomme vergoed die rug toe, en sluit ons met elke vesel van ons lewe aan, by die Messias van die Judeërs. Wat is julle mening daaroor? Die ander sê, sekerlik, daarteen het ons niks in te bring nie. Wat jy as ons owerste sal doen, dit doen ons ook. Dis nou die 50 ander. Ons ken die wese van die tempel, en weet dat binne sy mure geen verlossing meer te vinde is nie. Omdat daar geen waarheid,
geen liefde en geen trou, maar slegs heersig, hoogmoed, toorn, wraak, allerlei leuns, vraatsig en swelgery, en allerlei omtug en hoerery en egbreek heers. Dit is nou die elemente van die wese van die tempel. Watter verlossing kan 'n mens van so 'n instelling verwag? Vloek en verderf, ja, soveel ons maar wou, maar van verlossing kan daar ewiglik geen sprake meer wees nie. En hierdie eienskappe wat hier genoem word, het basies nie net meer betrekking op die tempel 2000 jaar gelede nie, maar op alle geestelike instellings wat deurgaan as Christelike instellings. Ek sê feitelik almal, hier en daar sal jy kry wat nie hierdie elemente bevat nie. Maar die heersig vind jy in meeste van hulle, al is dit dan in die een pastoor of oprigter van die sekte, wat hy sorg dat alles gebou word om hom. En dit sien ons baie by plekke soos die Mormone en ander instansies, waar die ouens basies 'n menigte vrouens het om kinders te maak en allerhande ander gruwels ontstaan daar. Die ware kerk van die hart, waar mense net werk en leef om hulle naaste te help, is baie, baie klein op die aarde. Maar dit is die laaste kerk, as ek dit 'n kerk kan noem, ons noem dit eerder 'n laaste gemeente, waarin Yeshua of waarheen Yeshua gaan kom, soos wat hy sê, hy daal neer vanuit die hemele. En omdat hy die woord is, kan hy in geen ander manier na ons toe kom as in die woord nie, soos die woord wat ons vanoggend lees, en al die waarheid opneem wat hierin staan nie. En dit is hoe die nuwe Jerusalem nou in ons harte indaal. En ons vrye wil moet ons gebruik om te sê, ek neem hierdie woorde op. Ek gaan doen wat Yeshua sê. Ek gaan hom nou leer lief kry, want hy het my hiernatoe gebring, omdat ek die wêreld gedien het, en hy my genadig was om my hierheen te bring. Hy het my nie gestraf nie. Ja, dit is seker nie lekker om in 'n Wendy te bly as jy in 'n groot mansion gebly het, iewers in 'n ryk buurt nie. Dit is seker nie lekker om bus te ry saam met die mense as jy jou eie karre gehad het nie. Maar dink daaraan, hier het jy direkte toegang tot Yeshua. Hier kan jy jouself nou vorm vir ewigheid, wat jy nie daar buite kon gedoen het nie. Jy is dalk heel moontlik uit die kerk uit, jy het die klomp nonsens gesien wat daar gepraat word, maar besorg dat 'n mens nie die babatjie met die badwater uitgooi nie. Dit beteken dat die kerk se water so vuil is, dat jy Yeshua ook uitgesmyt het nie. Want vir hom moet ons altyd behou. Die vuil water, die leerstellings van die kerke moet ons uit ons binneste uitkry, want dit dien vir niks nie. Maar Yeshua is alles. Ons lees verder. Tydens jou toespraak het ons alles baie diepgaande deurdink. En ons keer met jou die tempel vir ewig die rug toe. Dit gebeur volkome tereg, want ons het nie iets niets uit goedgelowigheid aangeneem nie. Ons het alles vooraf intensief ondersoek. Selfs die grootste wonders kon ons nie soos 'n blaar aan 'n boom omwaai nie. Nou dat ons onsself egter heeltemal van die volle waarheid oortuig het, kan ons ook nie meer anderste as om die waarheid wat uit die hemele kom, aan te sien vir wat sy is nie. En dit des te meer, omdat tyd, omstandighede en die oppermag van Rome daarby gunstiger vir ons is, as wat ons ooit kon verwag het. Onthou, daar was nie goeie verhoudings tussen Rome en die tempel nie.
Die Romeinse heersers van daai tyd in Palestina of in Judea het hierdie klomp tempelpriesters gehad, omdat hulle self so aangematig het en hulle self regte toegeëien het wat hulle nie meer gehad het nie. So nou is hulle ontslaaf van daai tempel, kan 'n mens maar sê, die eienaarskap van die tempel het hulle nou verruil vir 'n Romeinse burgerreg. Ons is nou net baie nuuskierig oor die Messias, wat bykans verseker uit Nasaret afkomstig is. Sou dit miskien die een uit die groot geselskap wees, wat 'n rooskleurige gewaad dra met 'n ligte Griekse blou merino mantel daaroor, en seker die mooiste hare het wat ons ooit aan 'n man gesien het? Nou sê Staar, die ander Fariseer, ja, daarin sou julle beslis gelyk aan hê, want op hom het ek ook al lankal my oog laat val. Ek sien ook, dat sowel die engel as Sirenius, tydens hulle gesprek en handeling, altyd na hom omkyk, en hom as te ware vra of dit wel in orde was, wat hulle sê en doen. Ook al die ander gee hom sekere verborge hoogagting, wat my egter nie ontgaan nie. As dit uiteindelik geen keiserlike prins uit Rome is nie, dan sou ek al sweer dat hierdie mens die Messias is en geen ander nie. Nou sê die ander, met sulke mooi blonde hare, kan dit nooit 'n Romein wees nie. Maar wat kan dan met ons gebeur as ons na hom toe gaan en hom 'n en ander vra? Nou sê Staar, die Fariseer, laat ons onsself egter eerder tot die engel en tot die opperstadhouer rig. Ons is nou Romeinse burgers en het die volste reg daartoe. Nou kan julle sien wat gebeur toe al die skille van hulle oë afval en hulle begin erkenning gee aan Yeshua dat hy die ewige Vader ook is, hy die Vader een is, en hulle hom dan nou besin vanuit hulle harte. Toe herken hulle hom. Toe sê die, ja, maar daar is 'n ou, my heeltyd trek my aandag na daai man toe, wat voorheen nie die geval was nie. Dit gebeur eers, jy herken Yeshua eers, as jy van al die ander drek in jou hart ontslae geraak het. En hier is weer eens 'n bewys dat Yeshua blonde hare gehad het, wat definitief al hierdie nuwe bewegings wat sê dat Yeshua is 'n swarte of 'n Ethiopiër, wat nou oral in die wêreld as evangelie verkondig word, dit is leuns. Hy was van die Ariese ras. Hy het suiwer uit die genelyn voortgekom wat van Adam af sy wortels het tot by Miriam. En Miriam was verantwoordelik vir die vroulike deel van sy geboorte of van sy vorming. Sy manlike gedeelte het hy in die hemele gekry. Hy is direk verwek op 'n bonatuurlike manier in die hemele, nie deur Josef nie. En daarom het hy dan ook 'n unieke DNA en 'n XY-kromosoom samestelling gehad, wat ek nou nie wil ingaan nie. Maar dit gebeur wanneer jy al die ander ding van die wêreld, en as jy hier inkom, baie mense kom hier in, en al wat hy wil doen, en hy is die hele dag mee besig, is hy wil weer terug. Hy veg om weer terug te gaan, hy wil weer 'n werk hê wat hy daar buite kan kry, hy wil weer al sy goed terug hê wat daar is. Hy sien nie die geestelike wonderwerke wat hy nou hier kan kry nie. En meeste van hulle, as hy sy 30 dae straftydperk uitgedien het hier in hierdie saal, wat 'n reël is wat ons moes instel op die plaas, dan kom hy nooit weer terug nie. En die eerste geleentheid is hy weer buite. En ek kan vir julle sê, 80% plus van hulle bel my altyd weer na 2 of 3 maande, ag oom, kan ons terugkom?
dit het toe nie so uitgewerk nie. Daar's 'n spreekwoord, hoekom is die gras altyd groener aan die ander kant? Want daar's meer poefies. Dis hoekom. Nou ja, in gevalle help ons mense, as jy jou fout ingesien het, en ons het plek, dan help ons. Geleentheid is dit. Ja. So asseblief, maak gebruik van die geleentheid om jou Messias te herken, soos wat hierdie ou hom nou herken het. En jy herken hom in jou hart. Jy sal gewaar word van 'n gevoel van liefde in jou hart. En daai gevoel sal jou nader trek aan hom, as jy daai gevoel vrye teels gee. En dan vra jy vir Vader, al die goed van die wêreld, was my, reinig my, vergewe my oortredinge, en help my om 'n lewe in liefde te lei. Dis wat ons hier doen, daar's niks meer nie. En dit verseker jou die hemel. Baie dankie. Amen. Dankie.